Maak julle Bybels oop vanoggend vir die eerste aanklike keer in die 2020 vertaling waarna ons gaan kyk. 2020 vertaling. En ons kyk vanoggend na 1 Petrus hoofstuk 2 vers 16 en 17. Nou, onthou net hierdie is nou deel van 'n perikoop en dis eintlik 'n deel van die tweede gedeelte van 1 Petrus, as ek dit so kan stel, wat meer gefokus is op die praktiese uitleef van ons Christendom. En ons is eintlik nou besig om te kyk oor hoofs, nou hoe moet ons optree wanneer ons tussen ongelowiges is. En dan kom ons hier by vers 16 en 17 vanoggend van 1 Petrus 2. En ons lees, leef as vrymense. Nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. Julle moet mense respekteer, die medegelowiges met liefde beheer, ontzag vir God hê, die keiser respekteer. Net daai paar woorde is waarna ons vanoggend gaan kyk, en julle sal sien, net deur te kyk na die laaste 3 woorde, dat dit pas so aan by dit waar ons laasweek gekyk het, waar ons gekyk het spesifiek na die regering, maar dit pas ook aan by dit wat ons gekyk het voor ek met verlof gegaan het, waar dit gepraat het oor ons getuienis teenoor ongelowiges. Maar kom ons bid en vra dat die Here vir ons ook dan sal help. Here, ons vra dat U woord vir ons sal lei en sal leer vanoggend, dat U verheerlik sal word in ons lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek verstaan van mense wat aanvliegtuie vlieg, jy weet, hanggliders. Ek verstaan van hulle dat daar's baie min dinge wat vergelyk met die vryheid wat jy beleef as jy daar bo in die lug is. John, jy vlieg klein vliegtuigies en ek is seker jy beleef daai selfde absolute vryheid. Maar vryheid wat hulle daar beleef beteken nie jy kan daar in die lug maak wat jy wil nie. Daar's reëls wat jy moet volg wanneer jy in 'n vliegtuig is. Daar's sekere dinge wat jy moet doen of jy wil of nie. Vir jou eie veiligheid is daar sekere goed, soos byvoorbeeld jy moet vashou. Nee. En jy moet seker maak jy is in die regte rigting op pad, dat jy nie op pad is grond toe nie. So terwille van jou veiligheid is daar reëls en verwagtinge waarby jy moet hou. En as jy dit nie sou hou nie, dan kan jy in die moeilikheid beland en self sterf. En net so is dit met ons wanneer dit praat van vryheid. Vryheid beteken nie dat jy kan leef soos jy wil nie. As Christene is ons vry, sê Petrus, maar ons is nie vry om te leef soos wat ons wil nie. Om die waarheid te sê, vir hy in vers 16 baie duidelik vir ons is vry om God te dien in alles wat ons doen. Daartoe is ons vrygemaak. En dit moet gesien kan word in elke aspek van ons lewe. Veral in hoe ons teenoor ander mense optree teenoor die regering. Veral in hoe ons optree teenoor ons medegelowiges. Maar bo alles moet dit gesien kan word in die feit dat ons leef, selfs waar niemand ons sien nie, om God te verheerlik. Alles wat jy doen, moet God verheerlik. En so dis belangrik dat ons vanoggend verstaan dat vryheid, Christelike vryheid beteken nie ons kan leef soos ons wil nie. Dit beteken dat ons is nou vrygemaak om te kan reg leef. Veral in ons verhoudings met mense, sodat God verheerlik sal word in alles wat ons doen. So dis waaroor Paulus vanoggend praat, Petrus vanoggend praat. Hy praat oor gelowiges is vry om God met ontzag te dien. Dat die Here se verwagting van gelowiges is om hom te verheerlik in alles wat hulle doen. En ons kyk dan vanoggend na 2 verwagtinge. Die eerste verwagting, gelowiges is vry om God te dien, vers 16. Gelowiges is vry om God te dien. En so hierdie is nou die paradoks van Christendom, nee. Christendom sê ons is vry om as slawe van God te leef.
Dis wat Christendom sê. Ons is vry om as die slawe van God te leef. Kyk hoe stel Paulus dit. Paulus som dit op in 1 Korintiërs hoofstuk 7 vers 22. Hy sê, want die slaaf wat deur die Here geroep is die vrygemaakte van die Here. En net soos die een wat as vryman geroep is slaaf van Christus. En so ons is vrygekoop van 'n sinnelose leefstyl, of 'n lewenswandel. Dit het ons gesien in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18 tot 19. Ons leef nie meer soos wat ons voorheen geleef het nie. Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, maar waarvan is ons losgekoop? Waarvan is ons vry? Wel, eerstens, en hierdie is belangrik vir ons om te onthou, veral as Christene, ons is vrygekoop daarvan om te probeer om God se guns te wen deur goeie werke. Ons is vrygekoop daarvan om God se guns te probeer wen deur ons goeie werke. Want jy gaan nie gered word op grond van jou goeie dade nie. En daarom byvoorbeeld, terwyl dit vir ons verantwoordelikheid het om die staat onderdanig te wees, vers 13 tot 15, ons moet aan die staat onderdanig wees, terwyl jy aan jou werknemer onderdanig moet wees, vers 18 tot 20, waarna ons volgende week gaan kyk, terwyl vrouens aan hulle mans moet onderdanig wees, waarna ons gaan kyk in 1 Petrus 3 vers 1 tot 7, gaan nie een van hierdie onderdanighede, nie een van hierdie werke gaan bydra tot jou verlossing nie. Niks daarvan nie. Soos Paulus vir ons sê in Galasiërs hoofstuk 5 vers 1 tot 16, hy sê, ons is vry daarvan om te poog om deur ons goeie werk ons eie redding te bewerk. Ons is vrygekoop deur Jesus Christus se geregtigheid. Hy het ons verlos. Ons is nie vrygekoop deur ons eie geregtigheid nie, en sal nooit daardeur verlos word nie. So dis die eerste ding waarvan ons vrygemaak is as Christene. Die tweede ding waarvan ons vrygemaak is, en hierdie is net so belangrik vir ons om te onthou, ons is losgekoop van hierdie geweldige skuldgevoel van ons sonde in ons verlede. Ons is vrygekoop van die skuldgevoel van die sonde van ons verlede. In Johannes hoofstuk 1 vers 9, as ons ons sondes bely, luister wat sê dit, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons die sondes vergeet, en ons van alle ongeregtigheid reinig. Hy sal ons reinig van ons ongeregtigheid. Ons staan nie meer onder die vloek van die wet nie, sê Galasiërs 3 vers 13. Ons is deur die bloed van Jesus Christus vrygekoop, sê Openbaring 1 vers 5. Ons is verlos van ons sondes. As jy jou sondes voor die Here bely het, is dit weg. Derdens, en ek dink hierdie is meer kern tot dit waar ons teks na toe op pad is, maar dit is belangrik dat ons daai ander twee punte raak sien. Ons is vrygekoop van die mag van die sonde oor ons. Romeine hoofstuk 6 vers 6 tot 23, Paulus is besig met 'n baie lang debat juis oor hierdie hele kwessie. Die feit dat ons genade ontvang het, beteken nie dat ons nou vry is om te sondig soos ons wil nie, maar ons is vry om die sonde af te sterf. Ons is vry om nie meer langer daarin voort te leef nie. Soos Jesus vir ons sê in Johannes 8, vers 31 tot 36, elkeen wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde. So elkeen wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde, maar as die Seun julle vrygemaak is, sal julle werklik vry wees van die mag van sonde oor julle. Dis deur die bloed van Jesus Christus dat elke gelowige 'n vry man gemaak is. Vry daarvan om te poog om jou eie saligheid te verdien. Vrygemaak daarvan om 'n skuldgevoel te hê oor die sonde van jou verlede. Vry om die sonde te kan weerstaan.
Christelike vryheid, sê Petrus, beteken nie om vry te wees om te sondig soos jy wil nie. Dis vry, ons is vry, ons kan nie ons vryheid gebruik om kwaad te doen nie, sê hy, ons vryheid is nie 'n dekmantel vir sonde nie. Christelike vryheid is vryheid om God te kan dien. Christelike vryheid is vryheid om God te kan dien. Ons is vry, sê Efesiërs 6 vers 6, om as slawe van Christus die wil van God van harte te doen. Ons is vry, sê Kolossense 3 vers 23 tot 24, om alles te doen met geesdrif soos vir die Here in diens van die Here Christus. En so ons is deur Christus vrygekoop om nou aan God te behoort. Om sy diensknegte te wees. Om hom te dien van harte in alles wat ons doen. Of jy by die werk is, of jy by die huis is, of jy besig is voor die televisie of voor die rekenaar, om die Here van harte te dien in alles wat jy doen. En dit beteken, soos ons laasweek gesien het, dat ons onderdanigheid aan die regering moet van harte gedoen word, ter wille van die eer van die Here. Dit beteken, soos ons volgende week sal sien, dat ons as werknemers, moet ons werknemers respekteer en eer, tot eer en verheerliking van die Here. Beteken dat binne in die huwelik, moet vrouens hulle mans, en daar's ook 'n caveat daar, mans hulle vrouens, met die nodige respek hanteer, tot verheerliking van die Here. Alles wat ons doen, moet gedoen word tot verheerliking van God. Ons moet dit doen van harte, asof die Here, vir die Here Jesus Christus, vir God. Hoekom? Want hier is die geheim. Ons is as Christene in staat om dit te doen, want ons is vrygemaak om nie meer vir die sonde te leef nie. Ons is vrygemaak om nou in staat te wees om alles te doen tot verheerliking van God. Die goeie werke wat jy doen jy dit omdat jy hoop die Here sal jou raak sien? Doen jy jou goeie werke, doen jy dit om jy te hoop ander mense gaan jou raak sien? Dink jy vir 'n oomblik dat jy iets klein, selfs 'n baie klein deeltjie kan bydra tot jou eie verlossing? Al die skrif is baie duidelik, jy kan nie, want ons is vrygemaak van geregtigheid deur die wet. Ons is vrygemaak van die geregtigheid van die wet en dank God vir dit. Dank God dat ons is vrygemaak van geregtigheid deur die wet en nie waar nie. Want as jy in een opsig in die wet sou val, dan is jy verlore. Maar Romeine hoofstuk 7 vers 6 sê, ons is diensbaar met sodat ons kan diensbaar wees in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Ons goeie werke is nie daar om by te dra tot ons verlossing nie. Ons goeie werke is tot eer van God. En ons goeie werke is uit dankbaarheid vir die feit dat ons verlossing in Christus is. Hy wat perfek regverdig is. Daarom dien ons die Here. Kyk terug na jou verlede. En dan wonder ek, as jy terugdink aan jou verlede, is daar sonde in jou verlede wat knaand by jou opkom. Knaand by jou opkom. Dinge wat jy gedoen het. Dinge wat jy seker is jou saligheid in gedrang plaas. En dan al wat ek vir jou wil sê is, bring dit na die Here en bely dit voor hom. Bring dit na die Here en bely dit voor hom, en hy sê, sy belofte is, Psalm 103 vers 12 is, dat ek sal dit so ver as wat die ooste van die weste is, so ver sal hy ons oortredings van ons verwyder.
As jy jou sonde voor die Here bely, dan is dit vergewe. Die kruis van Jesus Christus het daarvoor betaal. Maar terwyl dit waar is, beteken dit nie ons is nou vry om te sondig net soos ons lus het nie. Ons is juis vrygemaak sodat ons die sonde kan weerstaan. Ons is jy vrygemaak sodat ons die sonde kan beveg. Jou vryheid is nie 'n dekmantel om voort te leef in sonde nie. Jou vryheid het die doel om van jou 'n diensknegt vir God se eer te maak. Jy sal nie jou saligheid deur jou werke verdien nie. En jou sondige verlede sal jou nie uit die hemel hou nie. Maar dit vereis dat jy sal leef om God te verheerlik. En dit bring my by ons tweede punt vanoggend. Gelowiges is geroep om God te vrees. Nou, ek weet die woord vrees kom nie in ons teks voor in die nuwe 2020 vertaling nie. Dit kom wel voor in die ou vertaling, maar die woord ontzag en die woord vir vrees is eintlik maar dieselfde woord. Jy sien, as diensknegte van God, vers 16, wat ons nou in vers 16 gekyk het ons nou die verantwoordelikheid om reg op te tree teenoor almal wat ons ontmoet. Eerstens sê dit daar ons in vers 17, ons moet alle mense respekteer. Alle mense, nou dit verwys letterlik na alle mense wat nog ooit bestaan het. En so binne in ons konteks beteken dit dat ons moet alle mense respekteer of hulle gelowiges is of ongelowiges. In die konteks van ons land, of hulle wit is of swart. Of hulle ryk is of arm. Of jy hulle maar net een keer vlugtig ontmoet het en of jy hulle al vir 20 jaar of 30 of 70 jaar ken. Respekteer alle mense, hoekom? Kom ons gaan terug na die eerste hoofstuk van die Bybel. Genesis hoofstuk 1:27. Elke mens is gemaak in die beeld van die duiwel. Elke mens is gemaak in die beeld van God. Alle mense is gemaak in die beeld van God en daarom moet ons alle mense respekteer. Maar die mense wat ons om ons ontmoet, meeste mense in hierdie wêreld is ongelowiges. Die meeste mense in ons land is swart. En die meeste mense in hierdie wêreld is of ryker of armer as jy. Maar jy moet hulle almal respekteer, of dit jou buurman is, of dit jou kollegas is, of dit mense is wat jy op een of ander plek ontmoet. Hulle verdien niks minder as respek nie. Luister wat sê Paulus in Titus hoofstuk 3 vers 2. Hy sê dat gelowiges is geroep om niemand te belaster nie, om nie bekleierig te wees nie, maar vriendelik en ware sagmoedigheid te toon aan alle mense. Filippense hoofstuk 4 vers 5, weer Paulus, en hy sê, julle vriendelikheid moet aan alle mense bekend word. Alle mense. As hulle aan my dink, Leon Harmse, wat moet hulle aan dink? Vriendelikheid. Goedhartigheid. Nie bekleierig nie. Nou dit beteken nie dat almal in ons lewe is maklike mense nie, nee. Beteken nie almal in ons lewe is mense met wie dit maklik is om vriendelik te wees en met respek te hanteer nie. Daar's mense wat in jou lewe is, ek is seker vir elkeen as julle van julle is dit waar net soos vir my, daar is mense in jou lewe wat 'n sondige lewenswandel het. Daar selfs mense in jou lewe miskien wat sondige lewenswandel of lewenswyse aanmoedig. Ek sê nie ons moet hulle leefstyl goedkeur nie, ek sê nie ons moet nie hulle leefstyl aanspreek nie, maar ons moet hulle in vriendelikheid en liefde hanteer, met respek. Nie almal wat in jou lewe is vriendelik met jou nie.
Daar's mense in jou lewe wat jou verag en jou haat. Ek weet nie of dit so is vir julle nie, maar dit is baie waar vir my. Daar's mense wat in jou lewe dalk daar is juis om jou uit te lok om kwaad te word. Wat soek vir konflik. Daar's mense in jou lewe van wie jy verskil. Miskien net in een ding, maar of miskien in baie dinge, en jou optrede teenoor hulle moet altyd respekvol wees. Hier is die ding, broer en suster, en ek besef dit elke dag meer en meer. Die mense in hierdie land, die mense in hierdie wêreld het een ding baie meer nodig as enigiets anders. Die probleem in Suid-Afrika gaan nie opgelos word deur 'n beter regering nie. Die probleem in Suid-Afrika gaan nie opgelos word deur meer geld nie. Die probleem in Suid-Afrika gaan opgelos word deur die evangelie van Jesus Christus. En dis my en jou werk om daardie evangelie by hulle te bring. En ons kan nie dit na hulle toe bring met haatlikheid en bitterheid en veragtelikheid. En die manier hoe ons teenoor hulle optree nie. Hoe gaan hulle luister na die goeie nuus as dit die manier is hoe ons teenoor hulle optree? Om terug te keer na vers 12, net 'n paar verse voorheen waar ons gekyk het net voor ek met verlof is. Hoe toon jou optrede goeie gedrag sodat die heidenes God sal kan verheerlik? Hoe tree jou optrede teenoor ongelowiges? Goeie gedrag sodat die heidene God sal verheerlik op die dag wat hy hulle besoek. Ons moet, broer en suster, alle mense, gelowiges, ongelowiges, vyande, maak nie saak wie nie. Ons moet hulle met respek hanteer. Jou optrede teenoor hulle moet getuig dat jy is 'n Christen. 'n Christen wat alle mense respekteer, selfs sy vyande. Ek vra daai vraag vir jou, maar ek vra hom net so vinnig vir myself. Hoe vorder ek hierin? Hoe vorder jy hierin? So dis hoe ons teenoor alle mense moet optree, maar Paulus is nie klaar nie. Hy kom by die tweede deel van vers 17. Ons moet ons medegelowiges met liefde beheens. Ons moet die medegelowiges met liefde beheen. Teenoor die medegelowiges is die verwagting hoër. Die verwagting is ons moet hulle lief hê. Nou, hy het reeds verwys na die liefde wat ons vir die medegelowiges moet hê in hoofstuk 1 vers 22. Hy het reeds gesê ons moet hulle met 'n ongeveinsde broederlike liefde van harte, met rein harte lief hê. En jy sien, broer en suster, hier is 'n ding, ons is anders. Ons wat hier saam is, ons as medegelowiges regs oor die wêreld, daar's iets anders aan ons as aan die res van die wêreld. Ons het almal iets in gemeen. Alle gelowiges, sê Romeine hoofstuk 6 vers 16 tot 17, ons is nie meer die slawe van die sonde soos ons was nie. Maar ons is almal nou van harte gehoorsaam aan God. En dit beteken daar bestaan nie meer onderskeid tussen gelowiges nie. Daar's nie 'n verskil tussen 'n gelowige in Rusland en 'n gelowige in Nigerië en 'n gelowige in Amerika en 'n gelowige hier in Suid-Afrika nie. Daar's nie vanoggend 'n verskil tussen 'n gelowige hier in Sunnet Park Baptiste Kerk in Boksburg en 'n gelowige in Tembisa of Soweto nie. Ons is almal van harte gereinig deur dieselfde geloof. Dis wat Handelinge hoofstuk 15 vers 9 sê. En daarom is die verwagting van die Here Jesus in Johannes hoofstuk 13, sy verwagting is dat ons broederlike liefde sal hê, want dit getuig dat jou geloof is opreg. Die getuienis van opregte geloof is daarin dat jy die medegelowiges sal lief hê.
Dis 'n teken, sê 1 Johannes hoofstuk 3 vers 14 tot 18, dat jy oorgegaan het van die dood na die lewe. En gaan Johannes sover 1 Johannes hoofstuk 4 vers 20 tot 22 om te sê, as jy sê jy is lief vir God, maar jy haat jou medebroer en suster in die Here, is jy 'n leienaar. Jy's 'n leienaar. Broer en susters, wat is die vorm, wat is die hoogte, wat is die vlak van liefde wat ons vir hulle moet hê? Johannes 13, 34-35, soos wat Christus ons lief gehad het, so moet ons mekaar lief hê. Soos Christus ons lief het, so moet ons mekaar lief hê. En dit beteken, broer en suster, dat ons moet ernstig strewe, ook hier in Sanderpark Baptist Kerk, om die eenheid van die Gees te bewaar en mekaar, soos Romeine 12 vers 10 sê, vooruit te gaan in eerbetoning. Vanuit 'n hart vol broederlike liefde. En so die verwagting hier, broer en suster, is dat ons die medegelowiges hoër sal ag as onsself. En dat ons hulle hoër sal ag as die mense van hierdie wêreld. Ja, dis waar. Ons moet hulle lief hê, ons moet die mense van hierdie wêreld respekteer, maar ons moet die medebroers en susters in die Here lief hê. Inderdaad met dieselfde liefde as wat Christus vir ons het. Hoe tree jy op teenoor medegelowiges? Kan ek dit meer ongemaklik maak? Hoe tree jy op teenoor medegelowiges wat jou skade aangedoen het? Maar dit is nog nie klaar nie. Petrus is nog nie klaar nie. En dit bring ons by die derde ding wat hy hier sê, en dit is die kern van dit alles, is ons moet ontzag vir God hê. Dis die derde ding wat Petrus hier uitlig in vers 17. Ons moet ontzag vir God hê. Nou wat beteken ontzag? Nou onthou ek het reeds genoem, ontzag is wat die nuwe vertaling vertaal, maar dit beteken dieselfde as heilige vrees. 'n Heilige vrees vir God. Dit beteken nie ons moet bang wees vir hom soos ons bang is vir die donker of bang is vir 'n hond of vir 'n slang nie. Dit beteken ons moet 'n heilige respek hê vir wie hy is. Petrus het reeds in 1 Petrus 1 vers 17 gepraat oor hierdie heilige vrees wat ons vir God moet hê. En dit beteken bloot net om 'n heilige vrees vir God te hê of ontzag te hê vir God, beteken niks anders dan om te sê dat ek sal altyd in alles so leef dat die Here geëer sal word deur my dade. Dis wat dit vra. Want hier is die ding, die Here gaan nie enige sonde ongestraf laat bly nie. Geen sonde gaan ongestraf bly nie. En dit is so, ja. Christus het vir ons sondes gesterf. Maar ons moet nie vergeet wat die Bybel ons leer in byvoorbeeld Spreuke 3 vers 12, dat die Here sal die wat hy lief het teregstel. Wat hy sê in Hebreërs hoofstuk 12 en vers 6, sodat ons net terugkom by die Nuwe Testament en nie sê wel dis Ou Testamentiese siening nie. Nee, Hebreërs hoofstuk 12 vers 6 sê hy sal tug en straf elke seun wat hy aanneem. En so terwyl dit waar is, ons gaan nie geoordeel word op grond van ons werke, sodat ons op grond van ons werke uiteindelik ons ewige uiteinde sal vind nie, want hier is die probleem, nee, as enige van ons, selfs die beste onder ons,
as ons volgens ons werke geoordeel moet word, is ons op pad na die hel. Daar is nie 'n vraag oor dit nie. So terwyl dit waar is, ons sal nie geoordeel word volgens ons werke nie, sal ons wel moet rekenskap gee van ons werke. Dis wat Romeine hoofstuk 14 en vers 12 vir ons sê. En dis hoekom in 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15 Paulus vir ons sê dat ons moenie met hout en gras en strooi bou nie, want daardie dinge sal bekend word. Nee, wat ons moet doen, sê hy daar in 1 Korintiërs 3, hy sê, ons is geroep om met goud en met silwer en met kosbare stene te bou. As gelowiges is God ons hoogste gesag. Dit is 'n gesag hoër as die groepdruk van mense om ons. Dit is 'n gesag hoër as die regering van ons land. En God is 'n gesag hoër as jou eie sondige begeertes. En daarom moet ons in alles wat ons doen, ons sag aan God toon. Hom verheerlik in alles wat ons doen. En dit beteken dat enige wêreldse gesag, menslike gesag in hierdie wêreld, soos die regering wat ons laasweek na gekyk het, as die regering van jou sou verwag om te sondig, as jou vriende van jou verwag om te sondig, as jou eie sondige hart verwag van jou om te sondig, dan moet ons, soos die apostel sê in Handelinge hoofstuk 5 vers 29, ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Ons moet God verheerlik. Gelowiges word geroep om in en bo alles uit ons sag van God gehoorsaam te wees aan wie ook al ons gehoorsaam is, sodat ons hom sal verheerlik en dien. Petrus is nog nie klaar nie, hy kom by die laaste persoon aan wie ons in 'n sekere sin moet optree. Ons moet die keiser respekteer, sê hy. Dit was ons onderwerp vir laasweek, so ek gaan nie soveel in detail uitbrei oor dit nie. Net om te sê, wat ek reeds laasweek gesê het, ons 3 hoofpunte. Ons moet die keiser respekteer ter wille van die eer van die Here. Ons moet die keiser eer ter wille van geregtigheid in ons land. Ons moet die keiser eer ter wille van ons getuienis as gelowiges. Gaan luister na laasweek se boodskap as jy nog nie het nie. Maar dit alles moet ons doen sodat ons God sal verheerlik, sodat as die regering van ons sou verwag om te sondig, dan mag ons in dit ongehoorsaam wees, soos Daniel, né? Ongehoorsaam in daai een saak, maar dan moet ons net onmiddellik verder weer aangaan om gehoorsaam te wees in die volgende ding wat hulle van ons verwag. En so ons moet die keiser, of in ons geval dan die president, gehoorsaam wees. Ons moet gehoorsaam wees aan die wette van ons land. Ons moet die nodige agting hê teenoor die amptenare van die staat. En glo my, ek dink nie dis maklik nie. Ek was gister by Sun City, nie Sun City die dobbelplek nie, Sun City die tronk. En een van die tronk amptenare daar was baie ongeskik en welik, maar ek moes myself in toom hou en poog om in liefde en respek teenoor hom op te tree. Hoekom? Terwille van hom? Nee, terwille van Cyril Ramaphosa? Nee. Terwille van die eer van die Here. Omdat ek ontzag het vir die Here. En so wat ek wil hê ons moet sien is die piramide wat ons daar sien. Bo alles die ontzag van God. En onder dit moet ek liefde betoon in alles wat ek doen teenoor my medegelowiges. En moet ek optree met respek teenoor alle mense.
en in besonder teenoor die regering. Dis wat Petrus vir ons hier in ons teks wys, en dis wat die Here van ons verwag. Bo alles staan die ontsag van God. Ons moet alles wat ons doen om God te eer, en alles wat ons besig mee is, moet God eer. En ons moet liefde toon teenoor die medegelowiges, dit moet altyd in ons gedagte wees, en hierdie is nou 'n belangrike ding wat ek nodig het om te sê in die moderne kerk, wat ek nie nodig sou gehad het om 30 of 40 jaar terug te sê. Dit beteken nie dat my liefde vir die medegelowiges beteken ek kan ongehoorsaam wees aan God. Beteken nie ek hoef ontsag te hê vir God nie. Nee, die ontsag van God kom nog steeds bo. Dis my fokus. Maar alles wat ek doen moet ook liefde toon teenoor die medegelowiges en met respek toon teenoor alle mense, selfs die regering, omdat ek God wil verheerlik en hoog leef. Hier is die oproep. Verheerlik God in alles. Wees lief vir die medegelowiges in alles wat jy doen. Respekteer alle mense en veral die regering, sodat God in alles verheerlik sal word wat jy doen. Ondersoek jou hart vanoggend. Weet, as mense hier by die kerk instap, mense is altyd hoogheilig hier, nee. Maar hoe lyk jou optrede as jy nou in jou kar loop? As jy vanmiddag by jou huis is? Wanneer jy in 'n winkelsentrum of by die werk is tussen ongelowiges? En wat is jou optrede, nie net daar nie, maar wat is jou optrede wanneer jy alleen is en daar niemand by jou nie? My vraag vanoggend is, dien jy God altyd met alle ontsag? Want hiertoe is ons in staat gestel, want ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus, om diensknegte van God te wees. Jou goeie werke gaan jou nie red nie. Jou slegte werke gaan jou nie die hemel hou nie. Maar hier is die ding, dat jou werke sal toon of jy werklik gered is of nie. As 'n gelowige kan jy nie maar net leef soos jy wil nie. Jy kan nie net leef soos die res van die wêreld leef nie. Want die res van hierdie wêreld haat Christus. En jy is lief vir hom. Jy is geroep om alle mense te respekteer, die regering te respekteer. Jy is geroep om die medegelowiges met liefde te behandel, omdat jy ontsag vir God het. Omdat jy God wil eer in alles waarmee jy besig is. En so die vraag hier vanoggend, broer en suster, kom ons wees in mekaar eerlik. Die vraag hier vanoggend is nie, is jy beter as ander mense nie. Die vraag is nie of jy beter is as ander Christene nie, want die probleem is dat nie een van ons is perfek in hierdie ding waaroor ons vanoggend praat nie. Nie een van ons is waar ons moet wees nie. En dis juist hoekom Petrus hierdie vermaning aan ons plaas, dat ons moet God met alle ontsag dien. Want Christus het ons vrygemaak om in staat te wees om dit te kan doen. Hy het ons vrygekoop van die sonde, sodat ons God kan verheerlik as mense wat waarlik vrygemaak is in Christus. Dat die Here vir my en vir jou sal help, dat Christus verheerlik sal word in ons lewe, elke dag meer en meer. Amen. Kom ons bid. Dit is my gebed, Here, dat U vir ons genadig sal wees, en dat U in die genade vir ons eie sonde sal uitwys. Ook in hierdie kwessies waarom ons vandag gepraat het. En ek bid, Here, dat U vir ons daarop sal wys, sodat ons daarvan sal bekeer. In die wete, dat as ons sondes bely, U is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe,
en ons van ongeregtigheid te reinig. Maar ek bid Here dat ons nie daar sal stop nie, dat ons nie net ons sonde sal bely en dan weer omdraai en weer so sal leef nie, maar dat ons vryheid as Christene nie sal gebruik as 'n dekmantel vir die sonde nie, maar dat ons dit sal gebruik om U te dien, deur om weg te draai van die sonde. Met ywer onsself teen hierdie sonde in te span. Met alles daarteen te veg, sodat ons U meer sal verheerlik, vandag as wat ons gister het. En ek bid Here dat U vir ons sal help daarom, om U te verheerlik, meer en meer elke dag, asof U die eerste en die belangrikste persoon in ons lewe is. Mag dit wees, Here, dat ons so aan U sal dink. In Jesus naam bid ek. Help ons hiermee. Amen.